BSc wiskunde. Ja, waar is my? Hoekom vra jy? Ja. Kan ek net so maak? My mond is seer. Yes? Is hy op bord? The velocity of it is covered. Was 20 maal 80, 1540? Okay, wie het 'n ander formule gebruik? Of probeer gebruik? Niemand? Het julle almal dit gekry? Ja, het iemand 'n vraag? Niemand nie? Okay, hierdie is nog alles eintlik graad 10 werk. So dis nie super moeilik nie. 10 maal met 20, dan is 40, 40 maal met 5 is 800. The distance covered in 20 seconds. Vraag C? Nee? So 20 kwadraat is 400, 400 maal met 5 is 8000. Meter. Ja? Wat fout, Linden? Sê weer? Ja, maar dat is haar probleem. Wat is jouw probleem? Mijn probleem met mij, dus... Oké. Goed, vraag 4 en dan had ek gesê vraag 5. 7. Ja, ek gaan kyk of die Engels en Afrikaans dieselfde is. Sien, we gaan weer grafiek. Okay. Die verplasingsheid grafiek wys die beweging van 'n voorwerp as dit vertikaal opgegooi word teen 'n snelheid van. Dis wat ek sorry. Sy beginsnelheid is 20. Hy sien 'n groot ding 120 meter, maar hy beweeg nie 120 meter. Hy sien net iets 120 meter weg van hom af. Hy kan vertraag teen -2. Wat is die verplasing terwyl hy stop, gaan hy betyds stop. So as die eindstelling 0 is, hoe ver het hy beweeg? Is basically wat hulle vra vir jou. So dan gaan jy hierdie formule gebruik. 0, bless you. 20 kwadraat plus 2 maal met -2 x. 4 is dit 800 meter. So ja, hy sal betyds stop, want 100 meter is kleiner as 120 meter. Kyk. Ja, easy peasy. Iemand 'n vraag? Okay. Vraag 7. Is jy nog besig? Okay, terwyl jy besig is. Het jy huiswerk gedoen? Ja, ek het net hierdie ene al gesit. Nou, okay. Goed, vraag 7. Sê hulle vir jou, daar's 'n verplasingstyd grafiek. So, hierdie is T1.
hierdie is T2 en hierdie is T3 en dan sê hulle vir jou daarbo is 7. En ek dink ja, so dis 'n verplasing teenoor tydgrafiek. Okay. Nou vra hulle vir jou, sy beginsnelheid is 12. Okay. Nou wanneer jy 'n grafiek kry, dames en here, van nou af tot einde van die jaar. Of jy 'n grafiek moet teken en of jy 'n grafiek kry, wil ek hê jy moet vir jou 'n tabel teken wat daarmee saamgaan. Okay? So hierso het ek eintlik 3 stukke inligting. Okay? So hier is die tyd, ek het T1, T2, T3. Okay? En dan het ek verplasing. Of verplasing is eintlik delta x, maar anyway. Verplasing en dan het ek snelheid. Oepsie. Okay. En by tyd 1 is die verplasing 0, want dit is op die grond. En die snelheid is positief 12. Okay. By tyd 2 bereik hy sy maksimum hoogte, dan is die verplasing 7. En die snelheid is dan 0, want hy is hierso by sy draaipunt, by sy maksimum hoogte, waar sy snelheid 0 is. En dan daar by tyd 3 is die verplasing 0, want hy is terug by sy oorspronklike punt. Verplasing is 0, dis hoekom hy daar 0 is. En dan gaan sy snelheid, en dis wat ek gister bewys het, en ek het net weer eens geleer, ek moet gaan met wat my nota sê, nie goeders probeer opmaak in die oomblikie, gaan wees minus 12, en ek gaan dit nou vir julle, met julle bewys. Kijk, kan julle sien daar so. Goed, so 'n klein inligtingstabel wat jou baie gaan help as jy by die vraag kom. Hulle vra vir jou, by 7a, wat is die snelheid vir tyd 1, tyd 2, tyd 3, so tyd 1 het ons daar positief 12, tyd 2 het ons 0 en tyd 3 het ons negatief 12 en dan gaan dit nou mooi verduidelik. Dan vra hulle vir jou by B, trek 'n snelheid tydgrafiek vir die beweging. Okay. Nou hulle gaan dit super baie vir jou vra. Super baie. Die volgende 2 vrae, B en C gaan hulle baie vra. So jy kan eintlik 'n sterretjie maak hier so by vraag 7, want dit is omtrent elke keer aan die einde van 'n eksamenvraag kom daai vraag op. Okay. Goed, so snelheid tydgrafiek. So snelheid in meter per sekonde teenoor tyd in sekondes. En dan sien ek nou hier van my tabel af, tyd 1, tyd 2, tyd 3. So ek gaan tyd 1, 2 en 3 insit. En dan, hulle het eintlik sekondes daar ingesit, nê? Nee. Dit sien julle, dit is 0 sekondes, 1.5 sekondes. So my oë blur. En 3 sekondes, min of meer. Okay? En dan het ons klaar die snelhede hier. So ek kan hierdie 3 punte plot. Daai 3 punte kan ek gaan plot. Okay, so ek gaan hier inzoom. So ek het 0, dan het ek sê nou maar, ons maak hier so positief 12 en dan het ek hier so negatief 12. En ek het tyd 1, tyd 2, tyd 3. As jy nou waardes ingesit het, is dit fyn. Ek wil meer gaan hier oor die konsep. Nou het ek al, ek dink tot vervelings toe vir jou gesê, as jy vanaf vandag tot die dag wat jy doodgaan, as jy 'n grafiek sien, wat moet jy vir jouself vra? Wat sê die gradiënt vir jou? Nou dieselfde hierso. Wat sê die gradiënt vir jou van 'n snelheid tydgrafiek tree gaan? Versnelling. Okay, nou die gradiënt is versnelling en hulle sê vir jou, dit wys of die grafiek was vir jou van 'n voorwerp wat opgegooi word met 'n beginsnelheid. So wat gaan sy versnelling wees wanneer hy opgegooi word? Kry gaan? Sy versnelling, nie sy snelheid nie, sy versnelling. En as hy opgaan en as hy afkom, 9,8. Wat is sy rigting? Okay, goed. So ons weer is 9,8 die hele tyd. Maak as ook of hy opgegooi word, blou is afgegooi, die hele ding is 9,8. Nou in hierdie grafiek, okay, het hulle gesê die verplasing is 7 toe hy opgegooi word. So watter rigting het hulle gekies as positief? Op as positief. So as hulle opgekies het as positief, wat gaan die versnelling dan wees? Minus 9,8. Ag tog. Minus 9,8.
Is julle met my? Okay. So die versnelling is die hele tyd konstant. Die hele tyd bly dit konstant. So ons het en hoe lyk 'n negatiewe konstante gradiënt Rikus? 'n negatiewe konstante gradiënt. Een negatiewe gradiënt in wiskunde. Hy gaan so, hy lyk so. En dit is presies hoe jou grafiek moet lyk. Okay, so as jy jou punte plot, gaan jy sien, daar is die een punt, hier is die volgende punt, en, ag nee man, hoekom het ek nou my tye hier verkeerd ingesit? Julle sê my ook niks nie. Ek begin met my les, waar ek vir julle sê, my kop is nie lekker nie. Daar, want by tyd 1 was hy moes by sy beginpunt, by 0. Okay, so ek het my punte geplot, waar het ek hierdie punte vandaan gekry? Hierso by die tabelletjie. Okay, toe het ek gekyk, wat gaan die gradiënt vir my sê? En toe sien ek reg, is 'n reguit lyn en dan trek jy hom so. Okay, hierdie vraag in die toetsexamen gaan vir jou 3 of 4 punte tel. Okay, dan gaan ons nog moeiliker grafieke kry wat dan nou 5 of so punte gaan tel, maar ons begin baby steps. Okay, dan vraag C, vra hulle vir jou, teken 'n versnellingstydgrafiek. Versnellingstydgrafiek. Okay, so ek gaan weer eens hierso, want ek my tabelletjie daar bo te versnelling in nie. So ek het tyd en versnelling. So ek het T1, T2, T3. Ek het ja, by 7C. Teken 'n wow, skus julle. Ja? Nee, ek het julle ding is nie reg ingeskryf daar nie. Sorry julle. Verander gou vir my hierso asseblief. Daai moet 'n snelheidtydgrafiek wees en hierdie moet 'n versnellingstydgrafiek wees. Maar dit kan nie 'n verplaassingstydgrafiek wees nie, want dit het hulle reeds vir jou gegee. Dis 'n bietjie silly om dit te teken. Sorry julle, was my fout. Okay, is julle reg? Misses ek. Goed, versnellingstydgrafiek, versnelling teenoor tyd. Okay. Goed, so, waar trek ek nou? John Marie. Toe hulle die bal of die voorwerp of wat ek al opgegooi het, wat was die versnelling vir daai net toe hy my hand verlaat het? Sê weer? 9,8, wat is die rigting? Af, so dit is minus 9,8. Okay? Want toe daai oomblik wat hy jou hand verlaat het, is die enigste krag wat op hom inwerk, gravitasiekrag, tog, na die middelpunt van die aarde, wat hom maak dat hy al stadiger gaan. Dan, toe hy daar bo is, wat is die versnelling op hom? Nog steeds minus 9,8. En Frederik, as hy afbeweeg, wat is sy versnelling op hom? Minus 9,8. Want versnelling is die hele tyd af na die middelpunt van die aarde toe, en jy het aan die begin van die vraag opgekies as positief. Okay? So vir elke tydstip wat ons na kyk, is dit minus 9,8, minus 9,8, minus 9,8. Okay? So jou hele grafiek gaan so lyk, minus 9,8. Vir tyd 1, tyd 2 en tyd 3. Is julle met my? Wanneer gaan dit nie so reguit lyn wees nie? Sodra dit weer in kontak kom met jou hand, of sodra die balletjie die grond weer raak, is gravitasiekrag nie meer die enigste krag wat op hom inwerk nie. Dan gaan die versnelling sê nou maar gaan so en dan so en dan sal hy weer so gaan. So as hy bons op die grond, dan verander die versnelling, maar sodra hy weer weg van die grond af is, dan is dit net gravitasiekrag en dan is die versnelling op hom minus 9,8. Is julle met my? Ons gaan dit nog weer doen. Alright. Dan het julle gehad, wat is die vraag? 9. Sê julle vraag ook, kind laat val, muntstuk. Okay.
Okay, 'n kind laat val 'n muntstuk van 'n venster van 'n huis. So daar is die huis. Daar, die venster gaan nog aan. Daar is die muntstuk en hy word laat val, so hy word nie gegooi nie. Okay? So laat val sê vir jou die beginsnelheid is 0. Okay, en dan sê hulle vir jou dit raak die grond 8 sekondes later. Dan het ons eindsnelheid, verplasing en versnelling. Nou eindsnelheid is nie 0 nie, want as dit nie 'n muntstuk was nie, was dit 'n baksteen en as jy daaronder gelê het, het jy die baksteen gevoel. So dit verseker is eindsnelheid. En ons het nie die verplasing nie, maar ons weet die versnelling is positief 9,8. Hoekom positief 9,8? Hy val na die middelpunt van die aarde en as die eerste beweging af is, dan kies ek af as positief. Okay. Is julle met my? Sê weer? Dankie. Okay. Dit is 10. Ja. Goed. Vraag A. Sê, wat is die grootte en die rigting van die muntstuk se versnelling, Charles? 9,8 meter per sekonde kwadraat afwaarts. Mooi. Goed, B vra hulle vir jou, beskryf die snelheid van die muntstuk soos wat dit val. Linden? Beskryf die snelheid soos wat dit val. Die snelheid neem toe en in watter rigting? Want snelheid is 'n vektor. Dit neem toe afwaarts. So jy moet beskryf die grootte en die rigting ook. Dan vraag C vra hulle vir jou, bereken die afstand wat die muntstuk geval het. So ons wil hom hê, ons het nie eindsnelheid nie, so dit is hier die vergelyking. Okay, so daar is 0 plus 'n half maal met 9,8 maal met 0,8 kwadraat, kan julle sien. En wat kry jy, Amorey? 3,14 meter en hulle vra vir jou die afstand, so jy hoef nie 'n grootte te gee nie. Okay, nou moet jy ook gedoen het vraag 14, hè? Ja? Okay, goed, so vraag 14, sê hulle vir jou. Baksteen word vanaf die bopunt van 'n gebou laat val. Kan jy sien dat ek altyd 'n prentjie teken? Jy sal sien van nou af tot in ewigheid teken ek altyd 'n prentjie en dan teken ek my infotabel langs die prentjie. En jy gaan sien by die volgende vraag teken ek klomp prentjies. Okay? Goed, so hy word laat val van daar af so. Val beteken die beginsnelheid is 0 en hulle sê vir jou dit raak die grond 0,4 sekondes later en hulle sê vir jou die afstand is 10. Nee, wag. Hulle sê vir jou dit vat 0,4 sekondes om die laaste 10 meter te val. So daai 0,4 sekondes is net vir 'n afstand van 10 meter. Lees ek die vraag reg? Ja. Nou bevra hulle vir jou bepaal die spoed wanneer dit die grond bereik. Die spoed wanneer dit die grond bereik. So hulle soek hierdie eindsnelheid. Okay. Wat weet ek nog van hierdie storie? Sê weer? Die versnelling vir die hele ding is positief 9,8. Hoekom sê ek positief? Want die eerste beweging is afwaarts en ek kies dan af as positief. Okay. Het iemand ek wil sê 'n oplossing vir hoe die vraag gaan nou kyk. Benader is die woord. Ja. Die beginsnelheid van daai tweede beweging, die eindsnelheid is van die eerste een, hè? Okay. En dan van jy daai eindsnelheid het gesê
ek dink ek het hom verkeerd ingeskryf, maar jou eindsnelheid sou 50 wees en dan sê jy beginsnelheid 0 gewees het. Dan sê jy nog steeds net daai normale, dan sê die y gaan uitwerk het, die verandering in y, dan sê dit jou afstand gewees het van dit tot die einde van daai en dan sê daai 10 meter geplus het by daai. En wag net gou. Ek dink jy is nou by 14B. Ja, Ek's by 14A. 14A? Wat is jou plan daar? dit normaal. Dis omvang. Wat se som? Daai verandering in y is gelyk aan S1 plus die finale snelheid deel deur altyd. Verandering in y VI delta t plus 'n half A delta t kwadraat. Daai né? Nee, die beginsnelheid is die eindsnelheid deel deur altyd. Delta y is beginsnelheid. Okay. Vir watse scenario? Het jy daai gebruik? Maar ek het nou heeltemal anders gaan. Ek het die beginsnelheid gevat. Ek wil die beginsnelheid van my werk van daai en dit die eindsnelheid gevat as 0. Jy sê maar jy kan nie dit doen nie. so Okay. Goed, so hoekom ek hierdie formules gaan neerskryf het is ek wil sien watter scenario jy na kies, want hierdie inligting geld nie vir die hele scenario nie. Jy kan nie sê die eindsnelheid hier is 0 nie, jy kan nie sê die beginsnelheid daar is 0 nie. So wanneer jy 'n som doen, moet jy vir die persoon sê na watter scenario kyk. So jy sê voordat jy die vraag antwoord sê, beskou van hier tot hier. Okay, want hierdie memo in 'n toets of eksamen vir een vraag het tot en met 12 verskillende opsies hoe jy hierdie vraag kan beantwoord. Okay? Nou die mense wat merk, ek het laasweek gepraat met een van die mense wat hierdie vraag merk. As hulle nie kan sien wat se opsie jy beskou het nie, gee hulle vir jou 0 0 0 0, hulle gaan aan. As jou goeders te mekaar is. Okay, so jy moet vir hulle sê watter scenario beskou jy. Nou dit is 'n bietjie moeilik om hierdie hele scenario te beskou want jy het nie al die inligting vir hom nie. Maar ons het meer inligting van hierdie scenario. Okay? So ek gaan as ek vir die persoon antwoord, as ek my vraag beantwoord, gaan ek sê beskou laaste 0.4 sekondes of beskou die laaste 10 meter of wat ook al. Okay, so ek kyk daai gedeelte. Vir daai gedeelte spesifiek, wat is my inligtingstabel? Ek weet die verplasing is 10. Vir daai gedeelte het hy 10 beweeg. Die tyd vir daai gedeelte is 0.4 sekondes. Die eindsnelheid daar weet ek nie, die beginsnelheid daar weet ek nie. En die versnelling weet ek is positief 9,8. Ek kyk of my speaker af is. Hy is. Okay, die vraag was, wat is die spoed as hy die grond bereik? Daai vraag is dit. Maar as jy na jou formules kyk, het elke liewe formule het die beginsnelheid in. Daar's nie een wat nie die beginsnelheid in het nie. So dis 'n probleem as jy nie die beginsnelheid het nie. So dit beteken ek moet eers hom gaan uitwerk. Eers die beginsnelheid gaan kry, dan kan ek die eindsnelheid gaan uitwerk. So hierdie som sou 4 of 5 punte getel het. Okay? So, ek gaan sê reg, kom ek kry eers 'n formule wat onafhanklik is van eindsnelheid. Okay, want dit is eintlik die vraag, maar ek kan hom nog nie gaan bereken nie. So dit is daai formule, delta y is VI delta t plus 'n half A delta t kwadraat. Hierdie is 10, hierdie wil ek gaan uitwerk, t is 0.4 plus 'n half maal positief 9,8 maal met 0.4 kwadraat. Kyk, is julle besig om dit uit te figure? Het iemand dit gedoen, hierdie stappie? Hierdie metode? Het jy? Anke, wat kry jy vir die tyd? 23,04. Ag nee, die tyd nie, die beginsnelheid. 23,04. Okay, goed. Nou het jy die beginsnelheid. Nou kan jy die eindsnelheid gaan uitwerk en nou is dit eintlik maklik, want nou kan jy daai maklike formule gebruik want ons weet die tyd is 0.4. Ek weet die eindsnelheid wil ek gaan uitwerk. Die beginsnelheid is 23,04. En die versnelling is positief 9,8. So wat beskou ek nou? Ek beskou weer eens die laaste 0.4 sekondes. Okay, so daar is 23,04 plus
9,8 maal met 0,4 en dan wat kry jy? (26,96 meter per sekonde. Hulle vra vir die spoed. Spoed is 'n skalaar. So hoef nie rigting te gee nie. Okay. Is julle reg? Ja? Wat is fout julle? Waarom is julle besig? Met jou broodjie. Okay. Goed, dan vraag B. Ek gaan sommer nou B hier langs aan doen. Vra hulle vir jou, gaan ek B langs aan doen. Wat is die hoogte van die gebou? Nee, ek kan nie B langs aan doen nie. Okay, so ek gaan net geweer my gebou gaan teken. Daai hele ding, wat se inligting het ek van hom? Ek het baie min. Ek het die beginsnelheid is 0. Ek weet die eindsnelheid hier het ons gaan uitwerk is wat? 26,96. Ek weet die versnelling is positief 9,8. Die tyd vir die hele ding weet ek nie. Die afstand vir die hele ding weet ek nie. Maar. Ek het nog inligting. Ek weet vir daai laaste gedeelte. Weet ek, hierdie snelheid daar is 23,404. Kan julle sien? Die eindsnelheid weet ek nou daar, 26,96, 26,96. Ek weet die afstand is 10, ek weet die tyd is 0,4. Ok, so ek het al my inligting, ek teken dit in verskillende kleure, of jy highlight dit verskillende kleure. So ek goed, hulle vra vir my die volle afstand, dis wat hulle wil hê. Ek weet wat is hierdie afstand, is 10 meter. So kan ek nie dalk net na hierdie gedeelte kyk, sy afstand kry dan by mekaar plus nie. Okay? So watter inligting het ek vir hierdie gedeelte? Ek weet sy beginsnelheid is 0. Sy eindsnelheid is dieselfde as die volgende gedeelte, sy beginsnelheid. Nee? Ek weet sy versnelling is positief 9,8. Ek het nie tyd nie, maar ek soek die verplasing. So het ek 'n formule onafhanklik van tyd? Ja, ek het so 'n formule. VF kwadraat is VI kwadraat plus TA delta I. So ek sê vir die persoon, ek beskou vanaf val tot voor laaste 10 meter. Okay, so ek het hierso eindsnelheid is 23,04 kwadraat, dit is 0 plus 2 maal 9,8 delta I. En wat het jy gekry vir delta I, Anke? Nee, vir ek het die 26,96 as my eindsnelheid. O, toe minus jy net die 2 van mekaar af. Vir die eindigheid. O, jy kan dit ook doen, ja. Natuurlijk. Okay, wacht net gauw, so, gedeel deur 2. Wat sê jy 3 gaan? Dankie, 27,08. So dis daar boonste gedeelte en dan sê ek hierso die hoogte van die gebou is dis 27,08 plus 10 en dit gee vir 37,08 meter. Yes? Okay. Ek sê dit sommer nou al. So Anke het 'n ander metode wat by presies dieselfde antwoord uitgekom het. Sy het hierdie hele ding beskou, beginsnelheid, eindsnelheid, verplasing en dan sê nou delta I uitgewerk. Maar as jy vir hierdie metode gebruik het, daai gedeelte waar is hierdie plus, moet jy wys. Okay? Want sê nou maar jy het hier 'n fout gemaak. Ergens het jy iets verkeerd ingesit of wat ook al. Maar jy wys dat jy daai 10 meter plus, dan gewerk hulle met jou fout daarso. Okay, so alhoewel dit jy weet in jou kop jy met 10 plus is easy peasy, wys daai stappie. Alright, het iemand 'n vraag? Niemand 'n vraag nie. Okay, goed. Nou wil ek gou teruggaan na jou notas toe, asseblief. En wat
ek weer eens net hierso geleer het, is Charlotte gaan met die voorbeeld wat jy daar het. Nie die klasgoeders probeer opmaak nie, dit werk nie. Ai. Okay, so ek gaan uitvee want ek kan. Julle kan nie, so doen dit in jou notas, ergens langs aan of wat ook al, of jy kan net volg, want jy hoef nie die bewys te weet nie, of glad nie die bewys te weet nie. Jy moet dit net kan toepas. Okay, maar ek wil julle net gou wys hierso. Alright, vir daai scenario gaan ek net een aanname maak, okay? Ek gaan sê, kom ons weet, die beginsnelheid is 4,9. Ek weet, ek gooi hom op met die beginsnelheid van 4,9. Okay, dan is sy draaipunt 0, sy maksimum hoogte gaan 0 wees, daar waar hy vir 'n oomblik stop, en ek weet die versnelling is minus 9,8. Hoekom? Want hy beweeg op, so ek is op as positief. Ardo, luister jy? Op is positief, versnelling is minus 9,8. Okay, goed, nou gaan ek heel eers gaan uitwerk, hoe lank vat dit vir hom, om my maksimum hoogte te bereik. Okay, so ek wil gaan uitwerk, as die beginsnelheid wat ek gesê is 4,9. Ek gaan net inzoom daar. Nou wil ek gaan uitwerk, maar hoe lank vat dit om my maksimum hoogte te bereik? Okay, so ek het finale snelheid, wat 0 is. Ek het beginsnelheid, ek het die versnelling, ek soek die tyd. So as dit 0 is, dis 4,9, die versnelling is minus 9,8. As ek die tyd dan uitwerk, dan kry ek dink 0,5. 12. Reg. Ja. 0,5 sekondes. Okay. So die tyd daarop is 0,5 sekondes. Kom ons kyk hoe lank het dit beweeg. Hoe ver het dit getravel vir daai afstand. Okay? So vir daai afstand om te kyk hoe ver het hy beweeg, gaan ek hierdie formule gebruik. Ja, die formule is reg. Hierdie is 4,9, die tyd het ons nog gaan uitwerk is 0,5 sekondes, plus minus 9,8 maal met 0,5 sekondes kwadraat. Check iemand hier die antwoorde met 'n sakrekenaar. Want ons het nou gesien gister, jy kan my nie vertrou nie. .225 1.225 meter. Sê jy? Kry hom. Ardu? Okay. So die afstand is 1,225 meter. Reg. Julle met my. Okay. So dit is vir die roete op. Ons het 'n positiewe antwoord hier gekry. Fantasties. Want hy beweeg op en ons het opgekies as positief, tyd kan nooit negatief wees nie, so dis fyn. Nou wil ek kyk vir die roete af. Okay? Vir die roete af, so onthou ek het gesê ek teken hom nou so skuins, maar ons beskou hom eintlik as hy van hier af opgaan en hy kom terug na my hand toe. Okay. Nou, die enigste aanname wat ons nou so ver kan maak is, as hy terugkom na my hand toe, dan die afstand wat hy dan beweeg, is presies dieselfde grootte 1,225 meter. Sê my saam met my. Dis die enigste aanname wat ons kan maak. As hy van hier af soontoe teruggaan, dan is die afstand 1,225 meter. Maar, ons het opgekies as positief, hy is besig nou om af te beweeg, so dit is minus 1,225 meter. Okay. Goed. Nou wil ek gaan uitwerk, hoe lank neem dit om? En ek wil gaan uitwerk, maar wat is die eindsnelheid die deur onder? Okay, so ek gaan nou kyk van bo tot onder. Okay, die eerste ding wat ek gaan beskou, of wat ek gaan probeer uitfigure, is, kom ons kyk. Wat is die formule gaan ek gebruik? Tyd? Nee, ek kan nie van die formule nie. Kom ons gaan werk uit, wat is die eindsnelheid? Delta T, daar is nie kwadraat aan die einde daar nie, nee, daar is nie. Ok, so ek wil gaan kyk, wat is die eindsnelheid, kan julle sien? Die beginsnelheid is 0, want ek beskou nou vanaf die maksimum hoogte tot daar.
Van die maksimum hoogte tot daar is 0 plus 2 maal minus 9,8 maal met t. Ag nee, nie maal met t nie. Sê het nie die tyd nie. Kijk, so kan nie om beskou nie. Dalk moet ek hierdie formule gebruik. Hoekom hou ek nie van hierdie formule nie? Want dan het jy daai groot formule wat ek nie wil gebruik nie. Maar anyway, okay, die afstand het ons is minus 1,225. Die beginsnelheid is 0, ons gaan nie omgebruik nie, maal met minus 9,8 t kwadraat. Jy kan sien. Iemand tik het gou in hulle sakrekenaar. Kyk, wat kry julle? .5? Kry julle 0.5? Yes? Nee? Het julle gekyk? 0.5 sekondes. So wat het ek nou hier bewys? Dat as die tyd op 0.5 sekondes is, dan is die tyd af 0.5 sekondes. Okay, nou gaan ons die laaste aanname net maak. So as die tyd op 0.5 sekondes is en die tyd af is 0.5. En die afstand op is 1.225 meter en die afstand af is 1.225 meter. Wat gaan die finale snelheid hier wees? Presies dieselfde, maar net in die ander rigting. Okay, so daai wat ons nou net hier bewys het, is crucial, en dit is hierbo. Okay, is jy kan nou aanneem, jy hoef nooit ooit te bewys nie, jy kan dit net gebruik. In die afwesigheid van ligweerstand, as geen ligweerstand is nie, dan is die tyd op gelyk aan die tyd af. Die afstand op is gelyk aan die afstand af, en die beginsnelheid is gelyk aan die eindsnelheid, maar hulle is net in verskillende rigtings. Okay, jy mag daai aanname maak van nou af tot in ewigheid, maar twee goeders, geen ligweerstand, en as geen ligweerstand, en as dit terugkom na sy beginpunt toe. Okay, obviously as hy van hier af verby sy beginpunt gaan, dan gaan daai en daai nou nie dieselfde wees nie, maar daar waar hy verby sy beginpunt gaan, hulle twee gaan dieselfde wees. Okay, goed, kom ons pas dit gou toe op die volgende vraag. Het sê, 'n man op 'n brug gooi 'n klip opwaarts en 8 meter per sekonde. Wat noem mense dit nou weer as jy 'n voorwerp 'n beginsnelheid gee? Wat word daai voorwerp gegee? Genoem? Baie dankie, waar het jy gedink? Aan 'n beginvoorwerp. As jy hom 'n beginsnelheid gee en die enigste krag wat op hom inwerk is gravitasiekrag. Wat is vryval? Vryval is die beweging, nie voorwerp nie, die beweging van 'n voorwerp waarop slegs gravitasiekrag inwerk. Okay. Sê 'n man op 'n brug gooi 'n klip opwaarts en 8 meter per sekonde. Nadat die klip sy maksimum hoogte bereik het, val dit verby die brug in die rivier 7,8 meter ver na onder. 7,8 ver na onder. Daai is onder die brug. So daai gaan ek nou vir jou teken. Okay. So hierso het ek 'n brug. Daar is die rivier. Die man lê in lyn met die brug en gooi die bal op, dat hy op gaan so en af soontoe. Okay, inligting. Ek wil hê jy moet die prentjie teken. Dit het ek ook nou al 'n paar keer gesê. Het julle sin 'n prentjie op? Die Engelse klasse net. Okay. Hierdie snelheid hier is 8. Daar waar hy sy maksimum hoogte bereik is, moes natuurlik nou 0. En dan die afstand hier onder die brug is 78,4 meter. Okay. Goed. Wat moet ek dadelik doen? Volgende vir myself. Kies 'n rigting as positief. Wat se rigting gaan ons kies as positief? Op as positief, want die eerste bewegingsrigting is op.
Okay? So ek kies op as positief en dadelik by daai wat jy vir jouself teken, sê vir jouself reg, kies op as positief, wat se rigting is gravitasiekrag? Af na die middelpunt van die aarde, so die versnelling is minus 9,8. Reg deur vir die hele vraag. Hierdie verander jy nêrens in die vraag nie. Nie eers 'n bietjie nie. Of die voorwerp op of af beweeg, stil staan in die rivierval, maak 'n sakkie. Okay, goed. Nou vra hulle vir jou, vraag A. Bereken die maksimum hoogte wat deur die klip bereik is. Okay, goed. So, nou moet ek 'n scenario kies. En jy sal sien, ek gaan nou elke keer vir myself 'n prentjie teken van die scenario wat ek kies. Ek gaan kies vanaf die begin tot by sy maksimum hoogte. Daar. Vir daai stukkie inligting, wat is my infotabel? My beginsnelheid is 8, my eindsnelheid is 0, my versnelling is negatief 9,8, en wat vra hulle vir my? Hulle vra vir my die verplasing. Die tyd het ek nie. So 'n korte formule onafhanklik van tyd, en as jy gaan kyk, dan is dit hierdie formule. Okay, so hierdie is 0, 8 kwadraat plus 2 maal met minus 9,8 delta y. En ek kry delta y om wat te wees? Wat trek ek nou met my vraag? Dis eintlik Bylin, wag jy nog die hele tyd vir jou vraag om te kom? So daar. Wag, ek dink dit klink reg. Ja? 3,27 meter. Okay. Nou die vraag was 'n bietjie vaag. Die vraag moes eintlik gewees het: bereken die maksimum hoogte bo die rivier. Of vanaf die rivier. Bereken die maksimum hoogte bo die rivier wat die klip bereik. So daai is nie die maksimum hoogte vanaf die brug. Okay? Maar die brug is 78,4 meter bo die rivier. So die maksimum hoogte vanaf die rivier, is 78.4 plus 3,27 en dit gee vir my 81.67 meters. Is jy reg? Kijk, volgende vraag. Vraag B, vra hulle vir jou. Die snelheid van die klip wanneer dit die water bereik. Die snelheid van die klip wanneer dit die water bereik. So daar. Nou het jy hier 'n paar opsies wat jy kan doen. Jy kan of, ek kan nou dink aan 3 opsies. Jy kan of beskou die hele beweging, of jy kan beskou vanaf die maksimum hoogte tot daar, of jy kan beskou vanaf die draaipunt tot daar. Nie die draaipunt nie, die oorspronklike punt, maar aan die ander kant tot daar. Ok, jy kan enige een van die 3 opsies kies, maar jou infotabel gaan nou anders lyk vir elkeen van hulle. 3 gaan jy moet fokus. Leandri, wat is jou keuse? Ok, so sy gaan kies vanaf die maksimum punt tot onder. Ok, iemand anders kan een van die ander opsies kies en dan kyk of ons by dieselfde antwoord kom. Ok, vir hom, my infotabel, by my draaipunt, my beginpunt is 0, my eindsnelheid wil ek gaan uitfigure, ek het hom nie. Die tyd vir die hele beweging, is dit gegee? Glad nie, is dit die vraag? Nee, so ek het nie hom nie. Die verplasing kort ek en dan die versnelling kort ek. Wat gaan die versnelling wees, Ardo? Minus 9,8. Anke, wat is die verplasing? Het jy dieselfde gekies as ons? Wat is die verplasing? 81,6. Ok, wat 'n rigting? Sê jy? Negatief, soos minus 81,67 meter. Sê jy?
Soos tydsgewys. Nee, O, nie geluid. Alright, so graad 12, ons gaan aan na skool.